Goeiemôre almal. Môre. James en Valerie. Baie welkom julle wat ons volg op ons YouTube kanaal. Julle is welkom om te deel. Ons hoofdoel hoekom ons hierdie sessies doen is om mense wakker te maak in die 3D dimensie bewustheid na 5D dimensie bewustheid. Koninkryks stoffasie wat ons lewe al vir soveel jare, maar dat nooit kan jy op 'n punt kom sê jy kan nie meer leer nie. Daar's altyd iets om te leer. En dit is wat die koninkryk so interessant maak. So deel dit met wie jy ook al wil deel. Hoe meer mense wakker word, bewus word, hoe gouer sal hierdie aarde verander, want te veel wag vir die wegraping wat al nooit sal plaasvind nie, of meeste wag vir 70, 80, dan gaan hulle dood na 'n ander dimensie toe. Nee, ons is hier geroep vir die aarde. Dit is koninkryksbewustheid. Want Jesus het vir ons lewe en oorvloed van lewe gegee. So hoekom moet ons dit nie gebruik nie? Kom ons kyk nou na sessie nommer 9 en ons onderwerp is die goue arende verlaat die nes. Goue arende beteken hulle wat in 5D dimensie en hoër beweeg, wat die nes van 3D bewustheid verlaat. Vat hierdie woord, oordenk dit, sit dit op die rak, oor en oor, totdat daar 'n conception plaasvind binne in jou met die woord wat ons bedien vir julle, die Christus woord. Nou Jesaja 40 vers 31 verklaar, maar die wat op die Here wag, nie letterlik nie, simbolies, geestelik, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die van arende. Valerie, hoe kan ons nie leer deur die natuur nie? Ek is baie lief vir natuur, Valerie is ook lief vir die natuur. Hoe baie lesse, hoe baie het die innerlike stem van die monad, die opperwese binne in jou, die stem gepraat en baie lessies vir ons geleer in die natuurlike realm, wat 'n prentjie is van die geestelike realm. Daar kom 'n seisoen wanneer die nes wat jou eens beskerm het, wat is daai nes? Jou kerk, ek behoort aan 'n kerk. Jy sit onder die vaandel van 'n sogenaamde kerk en jy verdedig daardie nesie met alle mag wat jy dit kan verdedig. Jou nie meer kan bevat nie, want jy wil groei, jy wil weet daar soveel meer as wat die vleeslike mensgemaakte kerke vir jou aanbied. Nou dit is waar die arendnes vir ons 'n baie mooi voorbeeld is. Die arend het 'n nes bo in hoë toppe. Hulle maak nie 'n nesie onder op die aarde nie. Hulle vat die hoogste plekke om hulle nes te bou. En van daar lewe hulle en kyk en bespied hulle die aarde met 'n arendsoog. Dis hoekom God ook vir ons sê, ons het arendsoë om te kan kyk wat aangaan. En ons lewe 'n hoë standaard, 'n hoër wat noem jy, realm. Dis reg, dimensie. Dimensie. En vir my is die arend so 'n sprekende voorbeeld van die D5's wat uit hulle D3 nes geskop word, maar hulle klou nog vas aan die nes. Hulle wil nie uitklim nie, want hulle is te bang om hulle uit te waag en dinge te doen. Maar die Heilige Gees sal een of ander tyd die moeder arend skop die kleintjies uit, want hulle is te groot vir die nes. Jy lyk soos 'n groot uitgegroeide man wat nog in 'n nes lê. Dis lagwekkend. Ja, dis mooi gestel, Valerie, absoluut. Dis hoekom ons wêreld lyk soos wat hy lyk. Ek vra altyd vir die algemene Christendom in aanhalingstekens. As Christendom gewerk het, hoekom lyk ons aarde soos wat hy lyk? Omdat daar te veel babatjies nog in die stoeltjies vasgemaak word, titiebottels en doeke elke Sondag uitgedeel word, en daar is nie volwasse seuns van God nie, wel kindertjies wat nog in die banke bly. Dis hoekom ons aarde so lyk, want die skepping wag met verlange, nie vir die wegraping nie, vir die seuns van God, van die monad, die opperwese, om hulle verskyning te maak op die aarde. Die skepping roep uit daarna, Valerie. Dis hoekom ons kyk na al die oorstromings, aardbewings. Dit is nie God nie, dis 'n leuen.
Dit is nie die eindtyd nie, dis nog 'n leuen. Dit is die natuurlike elemente wat uitroep vir die seuns om hulle verskyning te maak, seuns van die aarde wat in baringsnood is, in pyn vir wat die wêreldse mense aan die aarde doen. Sy is in pyn en sy is besig om 'n nuwe aarde in geboorte te skep. En dis wat die D5 mense saam doen. Ons is in baringsnood, pyn, want ons sien hoe lyk die aarde en ons pyn daarvoor, ons ween en ons is in baringsnood vir 'n nuwe aarde. So daar kom 'n seisoen wanneer die nes wat jou eens beskerm het, jou nie meer kan bevat nie. 'n Seisoen waar gemak opsluiting word, waar wegkruip ongehoorsaamheid word, waar die gees die takke onder jou voete begin roer, totdat jy besef, jy is nooit geskape om in vrees vir die hemel te lewe nie. En dit is wat verkondig word van die kanselswêreld, die vrees. En Abba Vader, die Moune, die opperwese, het geen vrees in hom nie, want dis 'n onvoorwaardelike liefde. Ek het, ons albei het gesien al in 'n visie, in ons geestelike reis, goud, hoe belangrik goud 'n rol speel, en ook 'n goue arend, wat ons ook gesien het, massief, mastieus, maar stil in krag, en diep binne my, het ek die fluistering binne ons gevoel. Dit is tyd vir die goue arende om te vlieg. Dis 'n boodskap. En God sien jou as 'n goue arend. Objektief, natuurlik. Nie diegene wat obsessief is oor prestasie nie. Nie diegene wat probeer om hulle self waardig te bewys nie. Dit is 'n performance in die 3D bewustheid. Maar die wat deur die vuur gegaan het. Wat beteken vuur? Ons gaan bietjie kyk daarna, want die godsdienstige manier van vuur is nie die geestelike openbaring in 5D wat die vuur is nie. Diegene wat reiniging verduur het. Diegene wat verpletterling, isolasie, wildernis, snoei en die verbreeking van valse 3D identiteit geken het. Goud kom net deur vuur. Jy kan in die natuurlike sien, as hulle goud ontgin, is dit deur vuur. En die eina wat jy kry, bring groei in jou uit. En dit is nie God wat dit oor jou bring nie. Dit is ook 'n leuen uit die 3D dimensie om te sê, God het jou gestraf. God toets jou. Nee, jy toets jouself deur jou saai-maai beginsel. Mense, wakker word wat julle van die kansels af hoor. Want die beginsel van God wat jy saai, sal jy maai, is so waar. En die goue arende word nie vir hokke gebore nie. Dit is die objektiewe plan van Abba Vader, die Moune, die opperwese. Objektief sien hy jou, soos wat Valerie gesê het, as 'n goue arend. Maar ons is geïndoktrineer van geboorte af. Ons is sleg, ons is sondaars, ons moet iets bereik. Dis alles leuns. Sommige van julle het die nes met die bestemming aangesien. Maar die nes was slegs voorbereiding, soos ons almal op ons geestelike reis is. So omdat ons daarvan afkom, kan ons die wel help wat nog vassteek en bang is om daai stappie vorentoe te neem. Want wat ons sê, het ons geondervind. So, ons kan net getuig van wat ons lewe. Op die een of ander stadium moet elke arend wat die mens voorstel, die skrikwekkende uitnodiging van die oop lug trotseer. Ja. En dit is waar baie terugdraai, ongelukkig. Ja. Dit kom terug na keuses toe. Want vlug vereis vertroue. Ja. Jy kan nie sweef terwyl jy vasklou aan takke wat slegs bedoel was om jou in jou babatyd te ondersteun nie. Nou ons weet, ons kry die melk van die woord, die brood van die woord en dan ook die vleis van die woord. Nou die goue arende is lief om die vleis
te eet, want jy kom verby die stadium van melk en brood van die woord. Psalm 42 vers 7 sê, die diepte roep na die diepte. Is dit nie pragtig nie? So daai diep innerlike binne jou roep uit na daardie diepte van die monad, die opperwese Abba Vader, wat jy ook gemaklik voel om hom te noem. Ek is net baie skrikkerig om die woord God te gebruik, maar almal toe die algemeen gebruik, maar die Ou Testamentiese God, die Demiurge, gaan kyk dit op YouTube, is nie die ware, waaragtige opperwese nie. Groot skok vir die godsdienstige stelsels en sisteme, maar gaan doen 'n bietjie self jou huiswerk, dan kan jy agterkom, dieselfde Jesus wat afgekom het aarde toe, het die monad kom verkondig, nie die valse God in die Ou Testament nie. Daar is 'n diepte wat roep na 'n diepte binne in jou, as jy eerlik met jouself is. 'n Herinnering, 'n roering, 'n ontwaking verder as oorlewing. Die arend styg nie op deur te strewe nie. Dit styg op deur homself aan die wind oor te gee. En hier kom die woord oorgawe van pas hierso. En baie van julle het jarelang teen die winde geveg, wat bedoel is om julle te dra. Mense, ons het in hierdie tyd onderskeiding nodig, want daar's balse valse goed wat van die kansels af gepredik word. Jy kan jouself oplig en evolve, soos wat die Engelse spreekwoord sê, na hoër hoogtes toe. Jy het niemand se toestemming nodig nie. Die weerstand, die strek, die verborge jare, die eensaamheid, die wegstroop. Jy het gedink dit was straf, maar dit was voorbereiding vir jou. Wonderlik. So moet nooit iemand glo wat sê God straf nie, want hy straf nooit nie, die ware God nie, die monad. Want ons hele lewens gaan deur keuses. Wat se keuse maak jy? Jou vooruitgang en jou lewe bestaan uit keuses. Die regte keuses gee vir jou voorspoed. Verkeerde keuses is wanneer jy die lekker van die vlees verkies, bo die goeie dinge om te kan verander, want ons is gebore om te kan verander. Jy kan nie 'n baba bly nie, jy moet verander. Nou deur die regte keuses groei jy en dan kan jy 'n lekker lewe hê. In 5de dimensie, waar jy laat my dink waar Abba Vader gesê het in sy woord, die ware woord, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Nou as jy nie openbaringskennis het nie, hoe gaan jy kies? So ons help mense om te beweeg van 'n 3D bewustheid na 'n 5D bewustheid, volwasse seuns van Abba Vader. Die arendjie raak uiteindelik ongemaklik in die nes, omdat instink, daai intuïsie, die noodlot begin ontwaak. Nou, in elkeen van julle wat hier luister, daar is 'n stemmetjie in elke mens wat fluister. Dis tyd om te groei, dis tyd om te ontdek wat jy is, jou oorspronklike identiteit voor jy aarde toe gekom het. En sommige van julle kan dit nou voel. Daardie urge, daardie prompting, sê die Engelse woord, daardie fluistering van die innerlike stem wat met jou praat. En soos ek jou bedien, ek en Valerie, kan jy ook die stem hoor, soos wat jy nou luister na ons. Jy pas nie meer in waar jy vroeër ingepas het nie. Jy voed jou nie meer op wat jou eens onderhou het nie. You outgrow it, sê die Engelse woord. Jy ontgroei. Graad 1 lesie, graad 2 lesie, graad 3 lesie, graad 4 lesie. Jy moet, anders stagneer jy. Dan bestaan jy net, jy lewe nie. Die gesprekke voel oppervlakkig. Nou mense, ek sê dit nie in hoogmoed nie. In my 5D bewustheid verkies ek my gesprekke met mense. Ek kies met wie ek wil omgaan. Want die 3D bewustheid praat oppervlakkig, maak nie sin nie, dis sinneloos, die dinge waarmee jy vorendag kom. So die 5D, soek die 5D geselskap, want jy verstaan mekaar. Die vrees voel uitputtend in 3D bewustheid. Want alles gaan oor vrees. Jy moet hel ontvlug om hemel toe te gaan. Dis 'n vreesaanjaende lering wat nie uit die monad gebore is nie.
Die stelsels, kerkstelsels, voel te klein vir wat jou binne in jou wakker geword het, die 5D bewustheid. Hoekom? Omdat vlerke besig is om te vorm. Efesiërs 5 vers 14 sê, word wakker geestelik, slaper en staan op. Dis 'n bevel. Die arend sien anders as ander voëls. Die 5D dimensie bewustheid sien heeltemal anders. Hulle sien dieper as die oppervlak van 3D bewustheid. Dit styg bo storms uit in plaas van om onder hulle paniekerig te raak. Nou ja, nou met die eindtyd wat almal verkondig uit die kerke van die Midde-Ooste se krisis, mense, daar's nie 'n eindtyd nie. Jou enigste eindtyd is die dag as jy jou oogies toemaak op die aarde. Terwyl kleiner voëls in vrees versprei, hardloop hulle rond, dis die eindtyd, maak gereed vir die wegraping, almal raak paniekerig, almal verkoop hulle goed, ons was daar, maar ons is nie meer daar nie, want ons het ontwaak van 3D na 5D bewustheid. Die arend sluit sy vlerke en gebruik die storm self om hoër te styg. Met ander woorde, you either gonna get better or bitter in enige beter of bitter in enige omstandigheid of situasie wat jy jouself in bevind. Lees dit weer. Wat as die storm nooit gestuur is om jou te vernietig nie? Wat as die storm nooit gestuur is om jou te vernietig nie? Wat as dit onthul waarvoor jy gebou is? Daar sê ek weer, moet jouself nie onderskat, want jy die koninkryk binne jou, maar jy is nie bewus daarvan nie, omdat jy nie so geleer was nie. Die siel wat skoonheid sien, loop soms alleen. Daar is dikwels eensaamheid in ontwaking. Vra maar vir my en Valerie, ons was daardeur. Ja. Nie omdat jy verlate is nie, maar omdat hoogte perspektief verander. Daar is ek weer lief vir 'n kameelperd, as ek na 'n dier kyk, wat ook vir my 'n voorbeeld is van kleinsout, baie lief vir 'n kameelperd. Toe kom ek agter maar hoekom, want uit 'n hoër afstand van bo af kan jy alles beter sien van onder af. En is presies dieselfde wat die goue arend ons leer. Nie almal kan gaan waar die arend vlieg nie. En tog gaan selfs dit nie oor meerderwaardigheid of hoogmoed of ego nie. Absoluut nie. Ons trek die mense met 'n onvoorwaardelike liefde van 5D oor na 3D toe, maar ultimately moet hulle die keuse maak. Bly ek in 3D of gaan ek evolve, ontgroei en na 5D toe beweeg? Ware hemelvaart bring nederigheid voort. Hoe hoër jy gaan, hoe meer nederiger sal jy word. Nie valse nederigheid nie. Ander woorde, jy erken die mensdom, jy erken die aarde en sy volheid. Jy gaan nie mense verwerp omdat hulle nie saam met jou stem nie. Maar aan die ander kant gaan jy ook nie mense toelaat in 3D om jou lewe te kom vernietig nie. So ja, ware liefde het ook perke, maar jy respekteer elke mens. Want hulle is 'n mens net soos wat jy 'n mens is, en objektief het die Mauna hulle lief, soos wat die Mauna, die opperwese, Abba Vader, jou lief het. Ja. Hoe hoër die arend styg, hoe stiller word dit. Laat my dink aan daai skrif, Valerie, wat die woord sê, wees stil en weet dat ek Ja. Abba Vader is. Ons moet leer om stil te word, want ons 3D verstand, busybody. Want jy sien die arend sweef in die lug, maar jy hoor hom nie. Stil, maar tog so effektief, doeltreffend. Diegene wat werklik die hoogtes van die gees ken, dra gewoonlik sagmoedigheid in plaas van arrogansie. Baie mense het al gemors. Ek praat nou van uit my lewe uit. Omdat jy sagmoedig is, trap hulle op jou. Dis ook nie nodig om op vertrap te word nie. So dis waar wysheid inkom. Maar jy het die vrug van die gees wat deel is, en dit is ook sagmoedigheid. Nie arrogansie nie. Want arrogansie is in die 3D dimensie. Dis waar kompetisie, met mekaar kompeteer. Ek is beter as jy, jou groep, ek in my groep. Daardie goed bestaan nie in die 5D
dimensie 5D bewustheid nie. Romeine 8 vers 14 verklaar, want die wat deur die gees van Abba Vader gelei word, die monad, die is seuns van God. Nou, baie keer bly Abba Vader jou, en jy dink dis die duiwel, soos wat hulle verkondig. Ons moet groot word, dat ons die stem binne ons ken, en weet wie praat. Wat se stem praat met jou? Want jy het 'n 3D bewustheidsstem, en jy het 'n 5D bewustheidsstem, wat binne in jou praat. Dit is die uur vir die goue arende, 2026 en vorentoe. Die gesuiwerde, die verfynde, die ontwaakte, diegene wat opgehou het om die nes te aanbid. Wat beteken dit? Jy hang jou pastoor aan, jy buig voor hom. Ja pastoor, nee pastoor, goed pastoor. En jy verdedig jou kerkdenominasie met alle weerstand. Dit is wat aan die nes vashou en die wind begin vertrou het. Is tyd om die wind te begin vertrou en daai stap te neem, uit te stap uit die sisteme, dat jy groot kan word. Diegene wat leer dat hemelvaart nie ontsnapping uit die wêreld is nie, soos die wegraping nie, maar vanuit 'n hoër plek daarbinne sien. Miskien is dit hoekom die skrif sê, Kolossense 3 vers 2, rig julle hart op die dinge wat daarbo is, nie die hemel nie, daarbo, dimensies, want in die begin het die monad, die hemele en die aarde geskape. So daar's hemele, so hy's hoër as die hemele. Kan julle sien hoe dieper die dimensies kan beweeg? Nie net 5D dimensie nie, daar's nog dimensies. As hulle nuwe planete ontdek, ons kan nie Abba Vader in 'n vierhoutjie boksie plaas en hom maak soos ons hom wil hê nie. Het dit tyd geword dat hy sy regmatige plek in ons lewe inneem. Nie omdat die hemel ver weg is nie, maar omdat bewussyn visie bepaal. 3D bewustheid of 5D bewustheid. Die arend vlieg hoog genoeg om duidelik te kan sien die vals van die waarheid. En miskien roep die Gees baie mense nou, ek sal nie sê miskien nie, die Gees roep nou vir mense om op te hou, om deur vrees te kruip en uiteindelik te styg tot wat hulle altyd geskape is om te wees. Jy is geskape in 5D dimensie, maar jy's groot gemaak met 3D bewustheid dimensie. Nie uitvoerders nie, nie papegaaie nie, om te copycat. Nie gevangenes, jy's nie 'n gevangene in 'n tronk nie, maar seuns en dogters gedra deur die eie asem van Abba Vader. Sy asem deur jou en deur my. Amen. Nou kom ons luister na die Gees se fluistering, soos ons hierdie sessie afsluit. Sommige van julle wat nou hoor, het so lank oorleef, dat julle vergeet het, dat julle geskape is om te sweef. Laat my dink aan al die liedjie sweef soos 'n arend. Maar die wind het jou nie verlaat nie. Die roering wat jy voel is nie straf nie. Dit is 'n uitnodiging vandag aan jou. Moenie die rand van die nes vrees nie. Jy is vir 'n rede vlerke gegee, objektief. Jy kan alleenlik daai vlerke oopmaak. Jy alleen kan van die rand van daai nes beweeg. Ons kan jou inspireer, aktiveer, mobiliseer, maar jy moet daai besluit self neem. Familie, dit is James en Valerie van Suid-Afrika. Deel hierdie boodskap so ver as wat julle kan. Versprei dit, dat ons meer mense kan wakker maak van 3D na 5D bewustheid. Amen. Ons altwee stuur ons liefde vir almal en ons sê, Shalom, Shalom. Here they come, God's sons. There's a new generation rising. There's a new generation rising. Here they come, God's sons. Here they come. There's a new generation rising. There's a new generation rising. Here they
From the rising of the sun, we see a multitude of people coming forth with boldness, strength, and vision. They are God's sons. They are one in the Father and the Father in them. They come with answers and solutions. They are supernatural, natural, with a deep, unconditional love for creation and all of the people of the world. Who are they? Who are they? They are God's sons. They rule and reign and have domain. They rule and reign and have domain. Here they come, God's sons. They rule and reign and have domain. They rule and reign and have domain. Here they come, God's sons. Here they come. God's sons shifting from the third dimension to the fifth dimension. They have elevated to a higher consciousness, higher frequency, a higher awareness, and a higher vibration. They are here to be the change and influencing every sphere of societies all over the world. Yes, they are history makers, moving in signs, wonders, and miracles. And the most outstanding attribute is their unconditional God kind of love penetrating to every living being on the face of the earth. Who are they? God's sons.